Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Gister het professor Koenig dan begin om die oënskynlik verskillende benaderings tot geloof en werke tussen Paulus en Jakobus te bespreek. As Paulus dan geloof as die enigste weg tot redding beklemtoon, gaan dit by Jakobus oor die aard van die geloof. Jou goeie werke moet toon dat jou geloof eg is. Presies so verstaan hy dan ook vir Abraham. Abraham se gehoorsaamheid aan God het getoon sy geloof was eg. Anders sou hy 'n dooie geloof gehad het, net soos die duiwels, wat ook sekere dinge oor Jesus en God glo. Dit is wel waar dat Jakobus sy standpunt soms radikaal formuleer. Dit klink vir ons, wat Paulus goed ken, soms selfs 'n bietjie vreemd. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie op grond van sy geloof nie, sê Jakobus in hoofstuk 2 vers 24. En in verband met Abraham lees ons, is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie, in hoofstuk 2 vers 21. Maar die verbande waarin dit staan is duidelik. Het gaan vir Jakobus ten diepste om die geloof, maar die geloof se egtheid hang af van die dade wat dit voortbring. Dit herinner weer aan die gedagte dat die fisiese besnydenis niks beteken as jou lippe en hart ook nie besny is nie. Jou lewe, dus jou dade en optrede moet bewys dat jy besny is, dat jy dus 'n verbondskind is en deel van die nageslag van Abraham. So moet jou werke of dade ook jou geloof bevestig. Dit is met ander woorde net twee kante van dieselfde muntstuk. Met Paulus se teenstanders was die situasie totaal anders. Daar was geen verband tussen die geloof en die werke nie. Die werke moes nie iets oor die geloof betuig nie, die werke moes bykom. Dit moes nie die egtheid van die geloof bewys nie, maar dit moes bykom omdat Jesus se offer te min was volgens hulle. Hiervan is daar geen sprake by Jakobus nie. Dit help dalk as ons onthou, Jakobus het skynbaar lank na Paulus sy brief geskryf. Paulus was oortuig, om gered te word, hoef 'n mens net op Jesus te vertrou, sonder om die wet van Moses te onderhou. Jakobus was oortuig, as jy op Jesus vertrou, sal jou lewe dit wys. Daarvan weet Paulus ook baie goed. Hy skryf nie verniet van die geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan in Galasiërs 5 vers 6 nie. Ons het in Abraham en die verbond met Abraham 'n klassieke voorbeeld daarvan, dat die groot temas in die Bybel op 'n merkwaardige manier op Jesus uitloop. Enerzijds is dit Jesus wat deur sy kruisdood die seun van Abraham vir alle heidene toeganklik maak. Anderzijds is hy self die nakomeling van Abraham, nadat die eerste nakomeling, Isak, sy nageslag nie gewerk het nie. En wanneer Jesus die nuwe verbond instel deur sy bloed, is dit 'n herbevestiging van die Abraham verbond. Kom ons bid saam. Here Jesus, soms klink al hierdie redenasies vir ons so ingewikkeld, dat ons dit nie mooi verstaan nie. Help vir ons, om maar net, soos 'n klein kindjie, te glo, dat u genade vir ons genoeg is. So te glo, dat ons nie eers sal twee keer dink om reg te lewe, al weet ons kan daarmee niks verdien nie, maar om so te wys, dat ons geloof eg is. In Jesus se naam. Amen.